Kom ons raak stil voor die Here. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan die geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord vanmôre op die groet van die Here deur 'n loflied saam te sing tot eer van sy naam. Psalm 33. Psalm 33, ons sing die eerste, die 10de en die 11de vers saam. Vers 10, sy arm ontbloot hy uit die hoogte en red ons siele van die dood. Hy sorg vir hom by somerdroogte, in sware tyd en hongersnood. In die grootste smarte bly nogtans ons harte op die Heer vertrou, want hy is ons skuld en hy wyk nie en ons hulp besluit nie. Vers 1, vers 10 en vers 11, Psalm 33. Oh
Geliefdes, nadat ons na die Here se wet geluister het, gaan ons skuld voor die Here bely deur Gesang 71, die tweede vers. Gesang 71, die tweede vers. Ons gaan net so bly sit wanneer ons skuld voor die Here bely met hierdie lied. Geliefdes, in Johannes 10 leer die Here Jesus ons dat sy skape sy stem ken en hom volg. En in Deuteronomium 5, waar ons die wet van die Here kry, leer ons hoe dit dan lyk as ek deel van die Here se kudde is en hom volg. Ek kan hom nie net volg soos ek dink ek moet behoort te volg nie. Die Here wys op baie duidelik vir ons hoe dit lyk wanneer ons hom volg. En daarom moet ons gereeld na sy wet luister. Deuteronomium 5 vanaf die 6de vers. Ek is die Here, jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan en jy mag nie egbreek nie en jy mag nie steel nie en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Liewe broer en suster, 'n mens se sonde en jou voortdurende geneigtheid om sonde te doen,
is nogal iets wat jou baie maklik kan laat twyfel of jy 'n kind van die Here is. Ten minste of jy nog steeds 'n kind van die Here is. En tog herinner God ons vanoggend dat hy deur sy seun Jesus Christus daardie onsekerheid wat ons sondes veroorsaak het, kom wegneem. Wanneer ons sondes bely, dan kan ons seker wees daar is vergifnis daarvan. Want ons lees in Jesaja 53 vers 5, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Maar as ons in ons sondes bly volhard en die genade van God verwerp, dan sal ons vir ewig verlore wees. Geliefde gemeente, ons gaan ons geloofsbelijdenis na afloop van die prediking doen, wanneer ons dit saam met 'n nuwe lidmaat wat vanmôre belydenis van geloof aflê, gaan doen. U kan dus vanmôre ook u Bybels oopmaak by Johannes hoofstuk 10. Ons gaan saam lees Johannes 10 vanaf die 22ste vers. Voordat ons egter vanmôre saam lees, kom ons bid eers. Ons bely vanmôre voor U, Here, dat U ons herder is. Wanneer ons dit bely, dan weet ons dat niks ons sal ontbreek nie. Want U sorg vir U kudde en U skape so goed, en ons het dit ook in hierdie afgelope week beleef, dat U ons laat neerlê in groen weivelde. En dat U ons bring na waters waar rus is. Ja, daarheen lei U ons, soos U ook vanmôre gedoen het, toe U ons deur U Gees opgeroep het om in die huis teenwoordig te wees, hier waar ons die lewende water kan drink en versadig en ons dors geles kan word. Ons eer U as die God wat ons siele verkoop. Die een wat ons lei in die spore van geregtigheid, sodat ons as U kudde ook kan weet hoe om U te volg. Nou, U lei ons in die spore van geregtigheid om U naam omwil. En omdat U ons herder is, wie ons ken, wie voor ons uitstap, glo ons ook, Here, dat al gaan ons in 'n dal van doodskaduwee, ons geen onheil hoef te vrees nie, want U is inderdaad met ons. U stok en U staf, die vertroos ons. Ons is bevoorreg om U kudde te wees en te weet, daarvan oortuig te wees dat U vir ons die tafel voor die aangesig van ons teestanders berei en dat U ons hoof vet maak met olie. Ja, ons weet, om in U huis te wees, deel van U koninkryk te wees, beteken, my beker loop oor. Uiteindelik herinner U ons vanmôre daaraan dat net goedheid en guns ons sal volg al die dae van ons lewens. Daarom, Here, is dit ons begeerte om tuis te wees in die huis van die Here, tot in lente vandag. Wil U, Here, deur U Gees en deur ons prediking van U woord vanmôre ook hierdie waarhede vanmôre in ons harte bevestig. Dit bid ons in Jesus Christus se naam alleen. Amen.
Johannes 10, ons lees vanmôre saam vanaf vers 22 tot by vers 30. En dit was die fees van die tempelwyding in Jerusalem. En dit was winter. En Jezus het in die tempel gewandel in die pilaargang van Salomo. En die Jode het hom omring en vir hom gesê, hoe lang hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit. Jezus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê, en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Maar julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan, tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, ons teksvers vanmôre by die bediening van die woord is vers 28. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, vandag is 'n groot dag vir 'n jong vrou wat haar geloof in God drie-enig teenoor hom, maar ook hier in die openbaar voor die hele gemeente wil bely. Maar miskien sit u vanoggend hier soos baie ander kere wat u al so 'n belydenis aflegging geleentheid bygewoon het en u dink, ek hoop net nie sy raak weg nie. Ek hoop nie sy raak ook maar deel van die kerklike statistiek van jong mense wat belydenis van geloof aflê en dan deur die begeerlikhede van die wêreld ingesluk word en in sommige gevalle heeltemal hulle geloof in God verloor het. Joanne, miskien het jy hierdie afgelope week ook baie nagedink oor vandag. Gewonder. Sê nou net, ek bly nie by wat ek geleer het. Sê nou net, hierdie dinge is dalk eendag nie meer vir my so belangrik soos wat dit vandag vir my is. Sê nou net, ek kry dit nie reg om al die aanslae van die bose te weerstaan en 'n kind van God te bly nie. Broers en susters, soos mooi daaroor gaan nadink, dan is dit 'n saak waaroor almal van ons maar van tyd tot tyd bekommerd is. Hoe weet ek sal vir altyd 'n kind van die Here bly? Dis hieroor wat die Here vanoggend met ons wil praat. In vers 22 van Johannes 10 lees ons van die gebeure wat hier afgespeel het. Ons lees 'n stukkie inligting daar wat ons miskien so in die verbygaan sal lees, maar wat tog interessant is, en dit is dat dit in die winter afgespeel het. Nou ons dink gewoonlik aan Israel as 'n baie warm land, en dit is. In die somer is dit 'n baie warm land, maar dit is ook 'n woestynland, en dit beteken die wintertye is geweldig koud. Israel val ook in 'n winterreënvalgebied. En dan lees ons dat die Here Jesus in die winter in die pilaargang van Salomo by die tempel wandel. Johannes sê nie vir ons hoekom hy daar was nie, maar hy begin met 'n belangrike stukkie inligting wat ons help om miskien ietsie te verstaan. Dit was winter. En die Here Jesus het waarskynlik skuiling gaan soek teen die elemente
Hy het nie spesifiek gegaan om vir mense te gaan preek of mense te leer nie. Hy het die rustigheid en die teenwoordigheid van sy Vader in die tempel gaan opsoek. Partykeer was dit ook 'n goeie rede vir hom om na die tempel toe op te gaan. Terwyl hy egter so besig is om deur die pilaargang van Salomo te wandel, lees ons dat daar 'n klomp Joodse geleerdes op hom afstorm uit hulle optrede om 'n mens baie dadelik hulle vyandige gesindheid teenoor hom af te neem. Vers 24 sê dat hulle letterlik die Here Jesus omsingel het. Hulle wou hom nie uitkom kans gee nie, want hier het hulle geleentheid gehad om hom nou te konfronteer, en hulle wil ook weet, sê vir ons, is U die Messias? Dit was vir hulle belangrik, want in die Ou Testament sê die Here dat hy die Messias sal stuur, maar jy sien, in die tyd van die Here Jesus was die verwagting dat daar 'n groot aardse leier sou kom om die volk van hulle vyande te verlos. Nou wil hulle weet, hoekom steek jy dit vir ons weg? As jy dit is, sê dit vir ons, dat ons kan reëlings tref. Moenie ons in 'n lyntjie hou nie. Sê vir ons, want ons het 'n behoefte na hierdie politieke leier. Ons het 'n behoefte na 'n nuwe koning vir Israel, wat kan opstaan tot die stryd en ons kan aanmoedig. Sê vir ons as jy daardie een is, dat ons die volk kan mobiliseer vir 'n burgeroorlog, en sodat ons onafhanklikheid van die Romeine kan verklaar. Liewe gemeente, dieselfde vyandigheid wat die Here Jesus beleef het in die tempel, beleef God se kinders elke dag. Net soos wat die Satan nie die Here Jesus uitgelos het nie, gaan kyk maar sy hele lewe, dit het begin nog net nadat sy amptelike bediening begin het met die versoeking in die woestyn. En dan lees ons van al die demone wat oor sy pad gekom het en hoe die Satan absoluut in sy pad kom staan het om te keer dit wat hy bedoel. En net soos wat die Satan die Here Jesus nie uitlos nie, of nooit uitgelos het hier op aarde nie, so los hy ook nie sy kinders uit nie. Wanneer jy tot geloof kom, dan is al wat jy dikwels wil hê, net om rustig in die teenwoordigheid van God te mag wees. Net om daar die kalmte van sy teenwoordigheid in jou lewe te kan ervaar. Net 'n bietjie te ontvlug soos wat die Here Jesus ontvlug het, maar dan word ons dikwels ontnigter deur die vyande van God, selfs in sy huis. Die Here Jesus waarsku ons ook in Johannes 15 vers 20 dat ons nie onder 'n valse indruk moet verkeer wanneer ons kinders van God word nie. Hy sê vir ons, julle moet onthou, hy sê dit vir sy disippels, sy volgelinge, hy sê 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Hy sê nie vir hulle daar's 'n moontlikheid, miskien, hy sê hulle sal julle vervolg. Broers en susters, ons dink baie keer ons het probleme wanneer die Satan ons elke dag tuister. Maar die waarheid is, as hy die dag ophou om jou te tuister, dan begin jou eintlike probleme. Want dan het hy jou waar hy jou wil hê. God sal Satan se kinders nooit, Satan sal God se kinders nooit uitlos nie. Hy omsingel ons elke dag in sy pogings om ons van God weg te trek, om ons te laat twyfel in ons geloof. So jy wat vandag belydenis van geloof aflê, gaan dit verseker ook nie vryspring nie. Jy is ook nog jong, maar miskien het jy al iets in jou lewe beleef hiervan, wanneer jy ook miskien gekonfronteer is oor jou geloof. Mense wat vir jou lag, mense wat dink jy is oudtyds en verstok, as jy nie jou godsdienst en jou beginsels 'n bietjie wil aanpas by die wêreld en dit wat vir die wêreld lekker is nie. Dalk het jy gekry dat mense jou bevraagteken omdat jy nou besluit het om belydenis van geloof af te lê. Want wie is jy? Kyk wat het jy gedoen? Kyk hoe jy gelewe. Jy skyn heilig. Dis hoe mense vir ons sê baie keer. Geliefdes, hierdie aanslae hou net nooit op nie. Inteendeel, dit gaan net erger en erger word. Op
universiteite byvoorbeeld kry jong gelowiges te doen met professore wat glad nie meer in God glo nie. Hulle word nie toegelaat om godsdienstige standpunte in antwoordstelle weer te gee nie, want dan diskrimineer hulle teen ander gelowiges. Ja, in die naam van verdraagsaamheid word ons beveel om stil te bly. Mense gaan vir jou vertel, daar is nie iets soos God nie. Hulle gaan vir jou leer dat die wêreld ontstaan het deur een groot ontploffing en dat daar geen wetenskaplike bewyse is dat God, die God van die Bybel, die skepper van hemel en aarde is nie. Jong gelowiges loop dikwels weer onder die skerp tonge van hulle vriende. Hulle word gespot. Hulle word uitgekry as mense wat nou voorgee om iets te wees wat hulle nooit was. Maar dit is juist die idee dat God met ons 'n nuwe begin maak as ek sy kind word. En weet jy broers en susters, partykeer is die Satan nog skelmer. Hy kom nie altyd so direk op ons afgestorm soos die Jode op die Here Jesus afgestorm het en hom omsingel het nie. Partykeer gebruik hy ons swakhede en ons foute om ons te laat twyfel oor ons geloof. Hy bring struikelblokke oor ons pad. Dalk herinner hy jou gedurig aan 'n sondige verlede. En probeer jy oortuig en sê, man, as jou verlede so lyk, kan jy nie kind van die Here wees nie. Jy sukkel dalk met 'n spesifieke sonde in jou lewe en jy kry nie daarmee opgehou nie. Jy dink nie dit gaan goed, dan struikel jy weer. Dalk gaan dit sleg met jou. Jy kry nie werk nie. Jy sukkel dalk met vriende wat niks met jou te doen wil hê nie. Jou motor breek. Finansieel gaan dit swaar. En dan begin mense wonder, maar die Here my nie vergeet nie. Is ek nog sy kind? Is daar nie goed in my lewe wat maak dat ek nie 'n kind van die Here is nie? Het hy my nie dalk een kant toe gestoot nie? Weet jy broers en susters, en dan kom die Here vanoggend uit hierdie gedeelte uit en hy kom troos vir ons. Weer dit wat hy vir die Jode gesê het. Hy kom gee vir sy kinders die waarborg van sy beskerming. Vers 24 vertel hoe dat die Jode van die Here Jesus 'n teken gevra het, 'n reguit antwoord gesoek het oor sy Christendom. Hulle wou weet, is u die Messias, is u die Christus, die gesalfde, die een wat deur God aangetoon is, aangewys is. En dan sê die Here Jesus vir hulle, maar ek gaan nie vir julle nog 'n teken gee nie. Want ek het dit al hoeveel keer vir julle gesê, in gelykenisse, in preke. Ek is die Messias. En verder het hy al hoeveel wonders gedoen wat hulle moes oortuig dat hy werklik die Messias is. Dat nog 'n teken geen verskil in hulle geloof sou maak nie. Want sê die Here Jesus in vers 25, julle probleem is, julle glo nie. Ons baie sulke mense, broers en susters, wat net nog 'n teken van die Here soek. Wat net nog 'n bewys soek dat hy werklik is. Dan sal ons glo. Maar die tekens is net nooit genoeg nie. Vers 26 gee die rede waarom dit so is, dat al die tekens en al die preke in die wêreld vir baie mense net nooit genoeg sal wees nie. Waarom hulle oë en hulle ore toe is vir die tekens en die boodskap wat getuig dat Jesus Christus werklik die Messias is. Jesus sê, julle glo nie, want julle is nie my skape nie. Is baie mense wat nie die Here se skape is nie. Is baie mense wat nooit sy skape sal wees nie, wat dit ook nie wil wees nie. Hulle sê dit al. Hulle is nie deel van God se uitverkore volk nie. Daarom verstaan hulle nie. Daarom hoor hulle nie, daarom wil hulle ook nie hoor nie. Maar my skape, sê die Here Jesus, is anders. Hulle luister na my stem. En dan 'n belangrike byvoeging. Hulle volg my. Hulle glo dat ek die Messias is
wat gekom het om hulle van hulle sondes te red. Hulle sien dieselfde tekens en wonders wat julle gesien het. Hulle hoor dieselfde boodskap wat julle gehoor het. En hulle glo. Hulle glo dat ek gekom het, sodat elkeen wat in my glo nie verlore sal gaan en maar die ewige lewe kan hê. Dit is my skape. Dit is my uitverkorenes, hulle wat glo. Vers 28 sê, my skape is die aan wie ek die ewige lewe gegee het. Aan wie ek geloof geskenk het. En dit sluit ook gelowiges vandag nog in, geliefdes. En ook Joanne, wat vandag belydenis van geloof aflê. Sy staan vanmôre hier voor die preekstoel en sê, ek glo dat Jesus die Christus is. Die Messias, die gestuurde. Ek glo dat hy gestuur is om vir my sondes te kom sterf en dit inderdaad gedoen het. Ek glo dat hy aan my die ewige lewe gegee het. Nie een van ons sal daardie stap kan neem, broers en susters, om hier voor die preekstoel te kan staan en te sê, ek glo, as jy nie deel van God se skape is. Ons kan weet, ons is deel van God se skape. Want as ons nie was nie, sou ons ook soos hierdie Jode die Bybel gelees het, God se wonders gesien het, preke en preke gehoor het, maar net nooit geglo het. Liewe gemeente, die Here Jesus het vandag 'n wonderlike boodskap vir ons, wat sy skape is, sy kinders. Hy kon sê vir ons, as julle my skape is, as julle deel van my kudde is, sal niemand julle uit my hand ruk nie. Paulus het dit ook om onderstreep in Romeine 8, toe hy gesê het, geen hoogte of diepte, of magte of kragte, of teenwoordige of toekomende dinge. Ja, niks is daar wat ons gaan skei van die liefde van God in Christus Jesus. Daar gaan nog tye kom, dat ek afdwaal. Daar gaan nog tye kom, wat my verhouding met die Here skade ly. Daar gaan nog tye wees, wat ek verder van die Here afvoel, as ander kere. Dit gaan dalk gebeur dat ek miskien vir 'n tyd lank uit die kerk uit wegraak. Maar as ek waarlik 'n kind van die Here is, dan het ek hierdie wonderlike versekering dat niks my uit sy hand sal ruk nie. Dis nie maar net mooi woordjies nie. God sê nie vir ons in hierdie gedeelte dat hy sal probeer keer dat niemand ons uit sy hand uit sal ruk nie. Hy kom waarborg dit vir ons. Die Here Jesus sê, ek gee aan hulle die ewige lewe en hulle sal nooit, tot in ewigheid, nooit verlore gaan nie. Dis 'n belofte van die lewende God. As kind van die Here kan ek vertrou dat hierdie woorde die waarheid is. Hoe weet ek is die waarheid? Want die Vader was bereid om sy seun te gee, sodat hy hierdie belofte kon maak. Hy was bereid om sy seun te gee, om vir ons sondes te betaal. Die ewige lewe is dis nie iets goedkoop wat die Here sommer net links en regs uitdeel nie. Ons is duur gekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus, die enigste seun van God. Die enige gebore seun van God. Geliefdes, in vers 27 lees ons dat die Here Jesus sy skape ook ken. Dis 'n verdere rede hoekom ons seker kan wees hiervan. Hy ken ons. Dit beteken, hy erken ons as sy kinders, maar meer nog, hy weet ook waarheen ons elke dag gaan. Hy weet wat ons beleef. Hy ken die aanslag van die bose, want hy het dit self beleef. En daarom troos hy ons met die belofte dat ons nie van hom geskei kan word. Hy sal ons nooit weer oorgee aan die bose nie. Hy sal sy kosbare eiendom bewaar en beskerm.
En die Here Jesus het selfs vir ons die Heilige Gees agtergelaat om ons aan hierdie waarhede te herinner. Johannes 14 vers 26 sê dat hy die Heilige Gees as trooster gegee het om ons te herinner aan alles wat hy ons geleer het. En een van die dinge wat hy ons geleer het, is dat niks en niemand ons uit sy hand sal ruk nie. As jy die ewige lewe het, het jy dit vir ewig. Maar broers en susters, die Here Jesus gaan nog 'n trappie verder. Hy sê die waarborg vir ons veiligheid lê nie net in hom, in sy persoon en in sy optrede. Vers 29 sê hy, my Vader is groter as almal. En daarmee bedoel die Here Jesus dat die Vader almagtig is. Niemand is soos hy nie. Niemand is sterk genoeg om hom te oorwin nie. Niemand is sterk genoeg om wanneer hy jou in sy hande het, jou uit sy hand uit te ruk nie. En dan sê die Here Jesus, ek en die Vader is lief. Want hy het besef, die mense van sy tyd kyk dalk na hom as 'n mens. En as hy vir hulle sê, niks sal julle uit my hand uitruk nie, kon dit nog steeds twyfel gebring, dat hy sê, maar my Vader is groter as almal. As jy dalk in my twyfel, my Vader is groter. En ek en hy is nie. Hierdie waarborg geliefdes, as mens met hierdie waarborg leef in jou binneste, jy is oortuig daarvan, dat jy nooit van die Here geskei kan word nie. Dan wil 'n mens ook die goeie herder volg. Weet jy, vandag se skaapwagters verskil baie van die skaapwagters in die Bybelse tyd. As jy vandag 'n skaapwagter is, dan moet jy jou skape gaan bymekaar maak. Ons klim op perde, ons loop met sambokke, en ons raas, ons skree, en ons jaag hulle aan om hulle in krale te kry. In die Bybelse tyd was dit anders gewees. Die skape het die herder baie goed geken, want die herder was altyd by hulle gewees. Hulle het sy stem geken, want hy het gedurig met hulle gesels. Hulle het geweet, hulle is veilig, solank as wat hulle naby die herder bly. Dan sal hy hulle beskerm. En daarom het hulle agter hierdie herder en sy stem aangeloop. Geliefdes, wanneer ons kinders van God is, wanneer ons deel van God se skaapkudde is, dan ken ons ook die stem van ons Here Jesus. Ons weet, ons is veilig by hom. Want hy waarborg ons dat niemand ons uit sy hand sal ruk nie. Daarom volg ons hom. Ons volg hom nie sodat hy ons kan beskerm nie. Ons volg hom omdat hy ons beskerm. Omdat ons dankbaar is vir hierdie waarborg, wil ons ook volg. Hoor wat sê die Here Jesus in vers 27. Hy sê, my skape luister na my stem. Waar hoor ek die Here se stem? Ek hoor dit in sy woord. Ek ken hulle en hulle volg my. Sê nie hulle volg my partykeer nie. Hulle volg my. Hy sê dis 'n natuurlike reaksie as jy 'n kind van die Here is. As jy hierdie belofte in jou hart het dat jy 'n kind van die Here is, dat niks jou van sy liefde kan skei nie, dat jy vir ewige lewe het, dan volg jy. Dis soos om 'n bal in die lug op te gooi en hy moet afkom. Dis 'n noodwendige gevolg. So is dit ook wanneer jy 'n kind van die Here is. Jy volg. Broers en susters, so ons moet ook versigtig wees, en dit is ook die vermaning wat vir ons in hierdie gedeelte lê. Dat ons nie die hele tyd aangejaag moet word om te volg. As ek werklik glo dat Jesus Christus my verlosser is, dat ek die ewige lewe het, dat ek vir ewig veilig by hom is, dat ek deur sy bloed beskerm word, dat niemand my uit sy hand ruk nie, dan wil ek volg. Ek wil met my oorgawe hierdie God vir my volg. Dit beteken die kerkraad hoef my nie kort te kom aanspreek oor iets soos kerkbywoning of oor my betrokkenheid in die gemeente of die feit dat ek nie my werk as ouderling of diaken, my amptswerk nakom nie. Ek hoef nie uitgenooi te word om my offergawe na die huis van die Here te bring nie, want ek wil hom dien met die gawes wat hy vir my gegee het.
Ek hoef nie gevra te word om betrokke te raak by die aksies in die gemeente nie, want ek weet wat die Here vir my gegee en waar ek betrokke kan wees. Ek hoef nie heeltyd uitgenooi te word na die Bybelstudie nie, of na die erediens nie, want uit my hele hart uit het ek 'n begeerte om daar te wees. Ek is so dankbaar dat ek gewillig volg, dat ek met oorgawe volg en doen wat die Here vra. Geliefde gemeente, die aanslag van die bose is 'n werklikheid. Ons word elke dag daarmee gekonfronteer en ons twyfel dikwels oor ons geloof. Almal van ons erken dit nie altyd, maar hier in ons binneste twyfel ons baie keer. Maar die Here gee vanoggend vir ons die versekering dat niemand ons uit sy hand kan ruk nie. Hy het dit duur betaal vir ons lewens. Sy bloed was nie goedkoop nie. Daarom volg ons gewillig en dankbaar die goeie Herder waar hy ons ook mag lei. Ons volg, want soos die psalmdigter van Psalm 139 weet ons ook, dat die Here ons insluit, van agter en van voor, en dat hy sy hand op ons hou en ons bewaar vir ewig. Amen. Joanne, jy kan nou voor die preekstoel staan asseblief. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die openbare belydenis van geloof gee aan ons die geleentheid om voor God en voor die gemeente rekenskap te gee van ons persoonlike geloof. Dit beteken dat ons wat in die verbond van die Here groot geword het, of ons wat geleer het van die ooreenkoms wat die Here met ons het, en wat hierdie genade, wat God reeds met ons doop aan ons bekend gemaak het, dat ons dit alles in die geloof ons eie gemaak het. Die openbare belydenis van geloof is 'n gelofte van volle toewyding. Ons kan ook sê dis 'n gelofte waar ek beloof om te volg. Dis 'n belofte aan die Here, die koning van die kerk. Dit beteken om te lewe volgens sy woord, om getrou die erediens by te woon, om aan die werksaamhede van die kerk deel te neem, om te volhard in die gebed en om God deur woord en daad op alle terreine van die lewe, in die kerk en buite die kerk, te verheerlik. Dis 'n gelofte om deur die krag van die Heilige Gees in die geloof te volhard en steeds daarin te groei. Hierdie is nie die einde nie, hierdie is die begin. Liewe Joanne, die ouderlinge raad het met vreugde daarvan kennis geneem, dat dit jou begeerte is en dat jy ook gereed is om as 'n volwaardige belydende lidmaat van hierdie gemeente toegelaat te word. Jy het in Christelike leer onderrig ontvang en jy het die ouderlinge raad oortuig van jou kennis van God se woord, as ook van die belydenisskrifte en jou voorbeeldige lewenswandel. Om as 'n belydende lidmaat toegelaat te word, moet jy opreg en bevestigend op die volgende vraag wat ek nou aan jou gaan vra antwoord. Luister maar eers na almal, dan gaan ek jou vra wat is jou antwoord. Is jy daarvan oortuig dat die Bybel die enigste en onfeilbare woord van God is? Dat dit die ware en volkome leer van die saligheid bevat? Dat niks daarby gevoeg of daarvan weggeneem mag word nie? En dat die belydenisskrifte van hierdie kerk, alhoewel hulle al die Bybel ondergeskik is, tog met die Bybel ooreenstem en daarom onderskryf word. Is jy daarvan oortuig dat hierdie kerk waarvan jy nou 'n belydende lidmaat wil word, hierdie leer of hierdie boodskap as die ware en volkome leer van die saligheid verkondig? Verklaar jy dat jy die bogenoemde leer, dit wat in die Bybel staan en saamgevat word in die belydenisskrifte, dat dit jou persoonlike geloofsoortuiging is
En beloof jy om alle leringe wat in stryd is daarmee te verwerk. Verklaar jy dat dit jou voorneme is om in die krag van die Heilige Gees tot aan die einde van jou lewe in hierdie leer te volhard. Hoor mooi, die krag van die Heilige Gees, nie jouself. Verklaar jy dat jy in die volkome soenverdienste van Jesus Christus glo, en dat jy hom as jou persoonlike verlosser en saligmaker in die krag van die Heilige Gees aangeneem het. Bely jy dat jy die drie-enige God liefhet, en beloof jy om hom van harte te dien, gereeld tot die Vader te bid, die naam van die Here vir die mense te bely, en in die krag van die Heilige Gees teen alle versoekings te stry. Beloof jy om aktief deel te neem aan die werksaamhede van die kerk, en beloof jy ten slotte om jou aan die kerklike opsig en tug te onderwerp. Wat is hierop jou hoorbare antwoord aan God drie-enig? Op grond van die genade verbond, soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat jy sopas voor God in die gemeente afgelê het, verklaar ek dan nou op gesag van die ouderlingraad van die Afrikaanse Protestantse Kerk Bloemfontein Moedergemeente, dat jy nou volwaardige lidmaat is van hierdie gemeente, met volle toegang tot die sakramente en al die voorregte wat aan lidmaatskap verbonde is. Liewe broers en susters, die Here het met jou in 'n wonderlike pad gestap, sodat sy vandag hier kan staan as volwassene en sê ek glo. Maar die Here roep ons ook om saam met haar in die wedloop van die geloof al ons kragte in te span, saam met haar te volhard, saam met haar te bid, saam met haar te bly vertrou dat God ons nooit uit sy hand sal laat gaan. Kom ons ontvang haar as 'n deel van hierdie gemeente van ons, wat die Here kon byvoeg het as nog 'n lidmaat. Kom ons bid ook vir mekaar dat ons nooit sal twyfel in hierdie geloof van ons en die standvastigheid daarvan. Ek wil vra broers en susters dat ons nou sal staan. Dan gaan ons saam met jou in ons geloof hardop bely, om daardeur ook ons eenheid met haar en met mekaar tentoon te stel, en ook te sê wat ons almal saam glo oor hierdie drie-enige God. Kom ons staan, dan doen ons die 12 artikels hardop. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons bid saam met haar. Bly net so staan en bid ons saam met haar. Hemelse Vader, Here, ons dank U en ons prys U vanmôre omdat U getrou is. Want in die woord leer U nie net vir ons dat U skape nooit uit U hand uit sal laat gaan nie, maar U leer ook vir ons dat wanneer een van U skape afdwaal, dan gaan soek U hulle en U bring hulle terug na veiligheid. Ons dank U, Here, vir hierdie suster wat U by ons gemeente kom voeg het. Here, wil U in ons harte werk dat ons haar sal lief hê, dat ons mekaar sal lief hê, omdat U ons lief het. Ons gee aan U al die lof en die eer. En Vader, ons dank U saam met haar vir die versekering wat ons vanoggend deur U woord ontvang het, dat niks ons ooit uit U hand sal ruk nie, maar die ewige lewe wat ons het, inderdaad ewig is. Nie tydelik nie sporadies is nie, maar ewig. Here,
Dit maak ons so opgewonde. Dit maak dat ons wil volg. Dit maak dat ons U wil dien. Daarom bid ons en smeek ons dat U ons as 'n gemeente, in elkeen van ons harte deur die Gees sal werk, dat ons sommer net sal volg, omdat U ons so lief het. Lei ons dan asseblief deur U genade, Here, om U getroue volgelinge te wees, ook wanneer dit met ons moeilik gaan, want ons weet, die aanslag is daar buite, en ons word elke dag daaraan blootgestel. Dankie dat ons die vertroue kan hê, dat die genade elke dag vir ons genoeg is. Dit bid ons in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Jy kan sit geliefdes, ons gaan vir Joanne met 'n handdruk gee, dan kan ons lank oopmaak met Psalm 134, die 4de vers. Ons gaan dit vir haar sing, en dan kan jy ook die vinger oophou, of insit, by Psalm 114. Ek sal dit weer aankondig. Psalm 134, die 4de vers gaan ons haar toesing. Jy kan staan as ons dit doen, dan kan sy weer haar sitplek daarna gaan inneem, en dan sal ek die laaste lied aankondig. Ons staan, sing ons sal op die 4de vers. Geliefdes, ons gaan nou antwoord op dit wat die Here in sy woord vir ons gesê het, deur die wonderlike beruiming van die eerste vraag en antwoord in die Heidelbergse Katekismus saam te sing, Psalm 114. Hier in die middel ons sing ons, ek behoort aan die Here. Niks sal my ooit van hom kan skei. Kom ons staan en sing ons hierdie 2 verse saam. Vers 1 en vers 2 van Psalm 114, dan bly staan ons vir die uitspreek van die seën. Oh
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.